Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Hierdie video is die einde van 'n reeks wat ek half begin het oor die eksponente. Dit is die opsomming van alles wat ek gedoen het in van die vorige video's. Ek het 'n oefening video gedoen waar ek gepraat het oor wat gebeur as jy die grondgetalle plus en minus. Toe het ek gesê die video daarna oor wat gebeur as jy die grondgetalle maal en deel, en die laaste video, so te sê, was, as ek sê laaste video, bedoel ek nou net die vorige video, was oor maal en, was oor hakies en wortels. Wat gebeur as my grondgetalle in hakies en wortels is, wat gebeur met die eksponente, en hierdie een, hy is die opsomming van die 3, basies van die 4, want ek het 'n theorie video voor hom uitgebring. So dit is 'n opsomming van die 4 tipe bewerkings wat mens kan doen, 6 tipe bewerkings wat mens kan doen rakende eksponente. So ons gaan net eers begin met hersiening en dan gaan ons kyk na wat as ons nou al daai 6 met mekaar meng. Dit gaan 'n kort video wees, maar dit gaan 'n moeilike video wees want ek gaan hulle meng met mekaar en jy gaan moet kan onderskei tref tussen wanneer jy watse reël gebruik. Ek moet sê ek het gou vinnig deur hierdie video gegaan net voordat ek hom begin het. Toe dink ek nogal ek moes eintlik aandui iewers op die video self met watse reël ek mee besig is, maar ek sal hulle vir jou verduidelik en dan luister jy net en dan is jy nou 'n slim leerder wat luister en kan kyk en kan skryf op dieselfde tyd. My tabel waarna ek verwys het is hierdie enetjie hier met jou 6 tipe bewerkings wat jy kan doen. Aan die een kant is dit wat gebeur met die grondgetalle, as ek plus, minus, maal, deel, hakies of vierkantswortel. En aan die ander kant is die vraag wat gebeur met die eksponente. Dit is die antwoord vir die linkerkant van hierdie kolom. As ek plus en minus, doen ek niks nie. Die eksponente bly dieselfde. As ek maal en deel, gaan ek plus met die eksponente en minus met die eksponente waar ek deel. As ek hakies en wortels, gaan ek maal en deel met my wortels. Met my eksponente. Daar is 'n video waarin ek hierdie bietjie meer deeglik verduidelik en meer daaroor praat en ja. Die voorbeelde. Dit is 'n oefening video, so ek verwag van jou om 'n pen en 'n papier te hê en te sit en die dinge neer te skryf. As jy dit nie doen nie, gaan jy sukkel. So luister nou na my, iemand wat al gesien het hoe lekker kinders sukkel met hierdie werk, veral as dit gemeng is. Want jy sit en dan doen ek dit vir jou en dan sê jy, ja, ek verstaan dit. En jy doen dalk, maar jy verstaan nou net hierdie een voorbeeld. Jy verstaan nie die konsep nie. Jy verstaan net wat ek in hierdie een voorbeeld gedoen het en great. As hulle hierdie een voorbeeld vir jou vra in die toets, gaan jy 100% vir hom kry. Maar hulle gaan vir jou dieselfde werk, dieselfde konsepte, maar verskillende vrae vra. So jy moet die konsep vang en nie die voorbeeld verstaan nie. Ek hoop verstaan wat ek bedoel. So skryf hierdie ouetjie gou neer. In die vorige video's het ek vir jou mooi alles verduidelik, so asseblief skryf dit neer en probeer dit self. Ek dink daar's min voorbeelde, ek dink daar's 6 voorbeelde. Daar is 6 voorbeelde. En as jy al 6 van hierdie kan doen, gaan jy okay wees. Regtig, jy gaan okay wees. Hierdie is dalk 'n bietjie moeilik vir graad 8. So jy gaan okay wees. Maar as jy dit nie eers probeer nie, gaan jy nie daarby uitkom nie. Nou, in hierdie eerste voorbeeld het ek 'n deel, jy sien daar's 'n breek daar, en ek het 'n minus aan die einde. Eerstens kyk ek net my getalle. Woeps! Daai 3 gaan met daai 1 onder hom deel. Dan gaan die x se 6 deel met die, of althans minus as jy jou reëls ken, minus met die x onder hom se 3, die y se 8 en die y se 6 gaan van mekaar afgetrek word, daarom kry ek 3 gedeel deur 1 gee vir my 3. X se 6 minus 3 gee vir my 3, en y se 8 minus 6 gee vir my 2, maar
Daai laaste term daar, minus x to die mag 3 uit to die mag 2, skryf ek net so neer. Want dan gaan ek kry 3, x to die mag 3 uit to die mag 2. Jy kan nie die koëffisiënte van mekaar aftrek as die eksponente van die veranderlikes in jou terme nie dieselfde is. En daar's nou baie woorde wat ek gesê het. Jy hoort elkeen van hulle te verstaan. Jy moet weet wat koëffisiënte is, dis die 3 en die 1 voor. Jy moet weet wat eksponente is, dis die kwadraat tot die magte. Jy moet weet wat veranderlikes is, dis die x en die y. Jy moet weet wat terme is, daar's 2 terme daar, die eerste term en die tweede term. En dan moet jy vanuit dit weet dat ek net gaan sê, kyk die terme is dieselfde, want hulle eksponent is dieselfde. Net gou 'n vinnige feit, iets wat my nogal baie pla van die video. As jy deel, as jy highlight, en jy sit die highlight agter, dan lyk die skryf mooi. Ek sien dis 'n mooi duidelike y tot die mag 8. Maar as jy highlight en die highlight is bo, dan raak hy so dof. Ek het dit nie raak gesien nie, of ek dink ek het, maar ek het dit net geïgnoreer en gedink dit gaan my nie pla nie, maar dit pla my. So, as die eksponente van my veranderlikes dieselfde is, minus ek slegs die koëffisiënte van mekaar, en daarom kry ek 3 minus 2 wat vir my net, 3 minus 1, gee ek julle die antwoord, 3 minus 1 wat net vir my 2 gee. Kyk, die eksponente verander nie. Dit bly x to die mag 3, bly y to die mag 2. Voorbeeld 2, skryf hom neer, voorbeeld 3, skryf hom ook neer. Ek doen 'n wortel saam met 'n plus. Gebruik jou hoe noem mense hierdie goeters? Gebruik jou orde van bewerking om te bepaal wat jy eers gaan doen. Jy gaan feitelik oral laaste plus en minus. Na jy gemaal en gedeel en geëksponente en gewortels en gehakies, dan eers kan jy jou plus en jou minus doen. So in hierdie een vat jy binneboor buite 18 gedeel deur 9 en 9 gedeel deur 9. Daai plus 3a to die mag 2 bly net, so ek verander hom glad nie. Ek kry a to die mag 2, b to die mag 1 plus 3a to die mag 2, b to die mag 1. My veranderlikes is dieselfde, so ek plus die eksponente by mekaar. Kyk nou maak ek die fout. Ek plus die koëffisiënte by mekaar. So die eerste term se koëffisiënt is 1, die laaste een sin is 3, so 1 plus 3, en my terme lyk dieselfde. Kyk, ek highlight actually daai b, ek kan dit sien nie, maar ek doen, ek beloof jy, ek het hom grys gehighlight, want ek het gedink ek slim, en as jy hom swart highlight, dan verdwyn die b. So, 1 plus 3 is 4, so maklik is dit. Al daai ouetjies op mekaar. In die vorige video waar ek vir jou sê, jy maal en deel, het ek vir jou 'n moeiliker voorbeeld gedoen waar die uitdrukking lyk so iets soos dit. Dit is 'n noemer onder en dan 2 tellers bo wat met mekaar plus. En dan sê ek vir jou, jy moet hulle met mekaar opbreek. Jy moet hulle opbreek uit mekaar uit. En ja, jy kan dit doen, maar dis net as my eksponente nie dieselfde is nie. So, in hierdie geval as jy bo kyk, kan jy sien my tellers is altyd dieselfde. So, my tellers se veranderlikes, se eksponente is almal dieselfde. So, kie het dit tot die mag 2 by, so dis 6, laat ek net oor begin. Dis 6p tot die mag 2 en kie tot die mag 4. En langsom is daar ook 'n p tot die mag 2 en kie tot die mag 4. So my eksponente is dieselfde. Kyk, jy doen ook niks aan hulle nie, want hulle bly dieselfde. In my eerste stap vereenvoudig ek net bo. So dis 6 plus met 2 wat vir my 8 gee. En onder bly dit 4p q tot die mag 3. 8, my getalle, deel ek met mekaar en my veranderlikes se eksponente gaan ek met mekaar minus. Hierdie is reël 4 of iets waar ek hulle met hulle deel. As ek met die grondgetalle deel, dan minus die eksponente. Gaan asseblief terug na die tabel toe. Gaan teken hom vir jouself neer. Ja, magtig, doen moeite. En verstaan die werk. En my q is 'n 3 en die 4, hulle bly daar. So dis 8 gedeel deur 4 gee vir my 2, p se 2 minus 1 gee vir my 1. En q se 4 minus 3 gee vir my ook 1.
Dis ons vlieg weer die voorbeelde. Voorbeeld 4 en voorbeeld 5. Voorbeeld 6 gaan lekker moeilik wees. Ek hou van hom want hy's lekker. Hy's baie uitdagend. Hakies en deel. So, kyk daar's emme. M tot die mag 3 en M tot die mag 2. Vereenvoudigies binne kan die hakie. N tot die mag 9 en N tot die mag 8. En daai L is 'n lonery, bly alleen. So, L kom net so neer. Daar's niks wat ek met hom minus nie, hy is bo, so hy bly 'n positief. M se 3 minus met die 2. En Q, wat sê ek? En N se 9 minus met die 8 onder. Ek vereenvoudig binnekant my hakie, so ek het L tot die mag 2, hy bly so. M tot die mag 1, want 3 minus 2 geef my 1 en 9 minus 8 geef my 1 ook by my N. Daai 3 maal dan in, met al 3 eksponente. Dit gee vir my L2 mal 3, yes, ek skryf klein, M1 mal 3 en N1 mal 3, wat dan vir my op eindig met L tot die mag 6, M tot die mag 3 en N tot die mag 3. Voorbeeld 5. Doen ek 3 reëls, ek deel, ek plus en ek hakkie. So, deel eenvoudig, kyk wat se eksponente is dieselfde. Ag, wat se veranderliks het ek. 8 gaan nog steeds net met 4 deel, dis maklik, jy weet dit. Y tot die mag 17 gaan met my Y tot die... Ek sê maar my aandag is bietjie verdeeld. X tot die mag 17 deel of minus met my X onder se 14. En my Y se 7 minus met my Y se 6. Daarom gaan ek, doen dit eers, net dit. 8 gedeel deur 2 is 8 gedeel deur 4, sorry, ek is baie jammer, my aandag, ek weet nie. 8 gedeel deur 4 is 2, X se 17 minus 14 geef my X in die mag 3, Y se 7 minus 6 geef my 1. Die 5 skryf ek net so neer en ek doen nog niks in die 2 nie. Nou is die eksponente van my veranderlikes van my 2 terme binnekant my hakie dieselfde. So, X tot die mag 3 en Y tot die mag 2 by die 2 en dieselfde met by die 5. So, dit is net 2 plus 5. Niks gebeur met die eksponente nie, hulle bly dieselfde. Maar, om dit te vereenvoudig, kwadreer ek my 7, ek maal my X se tot die mag 3 met 2, en ek maal my Y se tot die mag 1 met die 2. En daarom kry ek 49 X tot die mag 6 en Y tot die mag 2. Laaste voorbeeld, hy is by verre die moeilikste. As jy hom kan doen, hou ek my hoed af, dan kan hulle maar net sowel vir jou graad 9 en sommer jou graad 10 gee. Hierdie is 'n lekker voorbeeld, hy is baie moeilik, daarom is hy lekker. So, ek gaan hom opdeel in dingetjies wat ons in 'n stap kan doen. In my eerste stap, so te sê, kan ek 2 dinge doen. Ek kan my breek vereenvoudig en ek kan agteraan, kan ek daai A tot die mag 2 en B, daai 2 hakkies wat presies dieselfde is, kan ek ook gaan vereenvoudig. Nou, in my breek, bo oor my breek is daar 'n vierkantswortel. Los die 6. Daai 6 los jy net so. Dit is net 9 tot die mag, A tot die mag 9, sorry, binne oor buite, so A tot die mag 9 gedeel deur my 3. En 6, kom sê ek heeltyd die eksponent eerste. Ek kan nie myself verstaan nie. En B se tot die mag 6 gedeel deur 3 wat vir my 2 gee. Kan jy sien, die noemer los ek dieselfde. Daai minus 4 bly minus 4. En my A, my 2 hakies aan die buitekant, word A tot die mag 2 en hulle maal met mekaar. So A tot die mag 2 maal met A tot die mag 2, die eksponente plus by mekaar. So daarom kry ek A tot die mag 4 en B se 1 en 1 gee vir my 2. Hulle plus by mekaar, hulle maal nie. Nou, volgende wat ek kan doen, ek is eintlik maar half klaar met daai plus daar agter, so ek gaan binnekant onder my,
in my hakie gaan ek vereenvoudig. Dit beteken, daai 6, hy deel met die 1 onder hom, so ek kry net 6, maar my a tot die mag 3 en my b tot die mag 2 bo my breek, gaan net minus met die eksponente van dit onder die breek. So dit gaan wees 6 a tot die mag 2, want dit was 3 minus 1, en b tot die mag 1, want dit was 2 minus 1. Minus met 4a2b1, alles tot die mag 2. Dit wat in my hakie is, kan ek nou gaan vereenvoudig. Kyk, nou highlight ek bo oor die getalle en nie agter die getalle nie. Maar dit wat in my hakie is, kan ek vereenvoudig, want die veranderlikes se eksponente van die twee terme is dieselfde. Yes, ja, as jy sukkel met daai terminologie, dan gaan jy sukkel met die som. 6 minus 4 gee dit vir my 2. Nou kan ek die kwadraat doen, uiteindelik. So, 2 gekwadreer gee vir my 4, a tot die mag 4 plus b tot die mag 2, plus met a tot die mag 4 plus b tot die mag 2. Kan jy sien, hulle is dieselfde? Kan jy sien dat die eksponente van die veranderlikes van die twee terme is dieselfde? Die a het 'n 4, die b het 'n 2. Die koëffisiënt van my laaste term is 1. Daarom gaan my antwoord wees 5a tot die mag 4, b tot die mag 2. Baie vinnige video. Hierdie is by verre die moeilikste voorbeeld, want daar's soos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dinge wat jy kan doen. En jy moet kan onderskei tussen wat jy eerste moet doen en wat jy moet los vir laaste. Jy moet kan onderskei tussen, okay, gaan ek nou die eksponente met mekaar plus, gaan ek die eksponente met mekaar minus, of gaan ek hulle met mekaar deel, gaan ek hulle met mekaar maal, al daai dingetjies, of gaan ek hulle los soos wat hulle is. As jy nie jou reëls ken nie, gaan jy baie sukkel met hierdie, en meer as 70% van die leerders kan nie hierdie doen nie, want julle leer net nie julle eksponent reëls nie. Ek het dit gaan opsom in die tabel, leer die tabel, memoriseer daai tabel, dan gaan hierdie werk vir jou so maklik word, en jy gaan lag vir die ander kinders in die klas wat daarmee sukkel. Ek het gesukkel. Totdat ek besef, jy moet leer. En toe leer ek, en toe is dit maklik. Dit is nou vir my baie eenvoudig, want ek het net my reëls geleer. So, sterkte daarmee, as jy 'n toets het, jy het heel waarskynlik hierdie video nou gedoen om voor te berei vir 'n toets. Ek kan nie dink dat jy net vir die lekker sit en wiskunde video's kyk nie, maar dis die einde van my eksponente reeks. Ek gaan dalk nog 'n reeks, nog 'n add-on doen, net vir fun. Iewers in die toekoms, ek weet nie wanneer nie, maar ek hoop ek sien julle dan in die toekoms.